Vandag se top stories. Taksies keer nuwe busdiens in Pretoria vas. 300 kg man pleit om hulp. Ontmoet SA se 20-jarige dokter. En in die bos is daar lewe in 2015 na Steve en die stemsingery. Goeiemiddag, ek's Elma Smit. Pendelaars van Mamelodi was woensdagoggend op groot skaal gestrand toe taksibestuurders 'n nuwe busdiens, Autopax, se busse by sy depo vasgekeer het. Pitco het sy busdienste op sekere Pretoria roetes weens winsverlies Dinsdag gestaak en Autopax, 'n filiaal van Prasa, sou woensdagoggend die roetes teen dieselfde tariewe oorneem. Nico Gous was daar. Taksibestuurders het vanoggend buite hierdie busdepo saamgedrom. Hulle wou keer dat die busse van die nuwe busdiens Autopax die depo verlaat. Mokine Mogaladi, wie taksibestuurders toegespreek het, sê hulle is ongelukkig oor die lisensies wat aan Autopax uitgereik is. We wish to know as to where did they get the operating license? Because since ever we have been applying for operating license, we don't get the operating license. And what we just wanted to know and verify is as to whether do they have the operating license with the same route that is being specified, since we have been applying for operating license and we don't get operating license. 'n Passasier op een van vanoggend se busse, Yvette Kosana, kon nie vanoggend gaan werk nie. Okay, what happened is we were told yesterday that there was going to be buses for us. And then when we woke up in the morning, there were no buses. When it came to Patco, they said the buses are not allowed to go out because now the taxi drivers have blocked them. Dink jou in, jy tel 200 kg in 3 maande op en binne 'n oogwink weeg jy so wat 300 kg. Dis wat met Corrie Legrandsie van Johannesburg gebeur het toe sy liggaam 'n geweldige gewigstoename getoon het weens waterterughouding. Terwyl hy wag vir 'n bed in 'n staatshospitaal, het 4 private hospitale hom egter al weggewys omdat hy nie 'n mediese fonds het nie. Die 60-jarige Corrie Legrandsie is al vir maande in sy huis gekluister. Hy ly aan 'n siekte wat 'n opbou van vloeistof in sy liggaam veroorsaak. Hy moes die toestand egter Google omdat hy sukkel om mediese hulp te kry. Ek het 4 maande terug agter 'n gewoon by taal gewig op en ek kon nie verstaan wat doen. Maar dit was 'n lang tyd voor ek besef het dit was nie gewig nie. Dit is water of 'n vloeistof. Kyk, was nooit 'n klein mannetjie dit. Ek was altyd 'n swaar. Maar ek het geen idee wat ek nou weer met die water doen. Ek het seker by 300 kg dryf al. Hy versmoor want as hy plat lê dan stoot dit heeltemal oor sy hart, oor sy long en sy gesig swel. Een hospitaal het glo gevra dat hy sy huis oorteken om betaling te verseker. Legrandsie en sy verloofde is egter teleurgestel in die mediese sorgstelsel. Dit maak my woedend. Ek vind my loopbaan het nog nooit iemand net weggewys oor finansiële redes. Medestudente het hom op universiteit die neonatale baba genoem, maar op 20 staan Suid-Afrika se jongste dokter vir niemand terug nie en sy toekoms lyk blink. Nina Nel het met Sandile Kubeka gesels. So I was just one of those problematic children that always wanted to go to school. I wanted to follow the other kids. So I started when I was 5 in primary school, did grade 6 and 7 in 2003, it was in 1 year. Matriculated when I was 15, then I went to medical school. Then I did a 5-year MPCHB degree. Then I completed in 2013 at UKZN. I feel out of place all the time. I feel like I'm always out of place. I'm always with people that are older than me, trying to act mature. And you know, it's a bit challenging. So, but I always try my best. The other group of students used to call me a neonate, a newborn. Secondly, they started calling me an infant, toddler, you know, all those kind of words. But I use those words as a motivation to myself that if there's a neonate in varsity, that means anything is possible. Dis in die bostyd in die Laagveld en Shalia Siebragen is in Nelspruit, Shalia, waarna kan feesgangers hierdie jaar uitsien? Ek staan hier in Sonpark Boulevard in Nelspruit. Dit is dag 1 van die 4 dae lange in die Bosfees. Nou, baie mense sal onthou dat dit 'n jaar gelede is wat die hele stemdebakel saam met Steve Hofmeyer begin het, toe selfoonvideo's opgeduik het wat gewys het hoe in die bossers luidkeels die stem sing. Nou, vanjaar is daar geen Steve Hofmeyer en vermoedelik geen stemsingery. Maar Netwerk 24 het gaan uitvind by Sandra Jacobs, bemarkingsbestuurder van die fees, oor wat feesgangers wel na kan uitsien.
Ek dink vir my is dit wonderlik dat ons vir die eerste keer dit kon regkry om 'n volle pantomime in die bos toe te bring. Nelspruit is nie 'n stad met groot teaters en al die wonderlike toerusting wat van die ander groot stede tot hulle beskikking het nie. En dit was regtig 'n uitdaging om die werk hier te laat gebeur uit 'n finansiële oogpunt en ook uit 'n logistieke oogpunt ten opsigte van die venues en wat ons beskikbaar het. En ek is baie opgewonde dat ons vir die eerste maal 'n pantomime op die verhoog kan hê. Tweet vir ons foto's en video's van topstories in jou omgewing of e-pos nuus by netwerk24.com.